Hierdie episode is met trots geborg deur Kainog Fertilizer. In ons tweede aflewering van Wat 'n Boer moet weet, gesels ons weer met Dr. Chris Schmidt, senior grondkundige van Kainog Kunsmis, oor die verskillende uitwasmetodes wat gebruik word met grondmonsternemings. Welkom Dr. Chris, lekker om weer te gesels. Ons het gepraat oor die Maalig 3 metode en die konvensionele metodes en die problematiek daar rondom. Net ter inleiding tot hierdie gesprek wil ek begin om te vra, wat het Kainog gedoen om hierdie vraag oor hoe 'n produsent kies tussen die Maalig 3 metode en konvensionele metodes, wat het julle gedoen om te evalueer hoe 'n produsent te werk moet gaan om 'n keuse te maak? Dis baie dankie. Die sensitiwiteit of die waarnemings in terme van wat ons sien in die vergelyking tussen Maalig 3 en konvensioneel kom eintlik al baie jare. Tydens 1996 tot 2003 was ek 'n werknemer by die ALNR en ek het gewerk op 'n projek om P-norme deur kalibrasiestudies vir mielies daar te stel. Van die resultate het ek dan nou in terme van die omskakeling tussen die uitwasmiddels vir daardie projek was dit Brei 1 en Ambic 1 gedokumenteer in die Suid-Afrikaanse Joernaal vir Grond en Plant. Oor die afgelope jare in Kainog het ons ooreenstemmende waarnemings gemaak, dit wat ek al daardie jare gesien het. En gedurende 2024 is die besluit geneem om self data in te samel om direkte vergelykings te maak. So is daar toe nou besluit om 'n lokaliteit in die noorde van die land, naby Bronkhorstspruit, naamlik lokaliteit 1, te monster en die data te verwerk. En dis gedurende 2024 gedoen en ook later gedurende 2025 in die suide van die land by Mamasbury, naamlik lokaliteit 2. So ons het doelbewus ver uit mekaar uiteenlopende gebiede gekies om hierdie toeslopie bestudering te doen. En dan het ons ook historiese data gebruik van 'n lokaliteit naby Frankfurt. Maar die lokaliteit is baie minder intensief die data versamel, so net 'n gedeelte daarvan kon ingewerk geword het in die evaluering. Omdat hierdie studie fokus op die korrelasie tussen Maalig 3 en konvensionele uitwasmiddels, was die tyd van die jaar en die feit of grond braak gelê het of nie belangrik nie. Ons wil graag net die twee benaderings teenoor mekaar toets, ongeag hoe die land se oppervlak lyk. So grondmonsters was versamel gedurende 'n vensterperiode wat ingepas het by die onderskeie produsente en ook die beskikbaarheid van tegnisie. Grondmonsters was toegeneem van die boonste 30 cm van die grond, volgens half hektaar rooster uitleg by beide lokaliteite 1 en 2. Daarna is die monsters gestuur na bekende landboulaboratoriums en volgens die konvensionele en die Maalig 3 benadering ontleed. Dus by een laboratorium is die totale pakkie ontledings vir lokaliteit 1 gedoen, dis 'n bekende laboratorium in die noorde van die land, en vir lokaliteit 2 dieselfde benadering in 'n bekende laboratorium in die suide van die land. Hierdie data is op elementvlak met mekaar vergelyk in terme van regressievergelykings tussen konvensioneel en Maalig 3 vir elke element, met ander woorde. Eerstens, om te bepaal of 'n regressie per lokaliteit vir 'n spesifieke element moontlik is. En tweedens, of die twee lokaliteite se data vir 'n betrokke element gepool of saamgevoeg kan word vir 'n gesamentlike omskakeling. Verder, en dit was die mees interessantste gedeelte van die studie, is presisiekaarte vir elke lokaliteit vir elke element en aan die uitwasmiddel opgestel. En dan is daar na hierdie visuele uitbeelding gekyk om te sien hoe hulle lyk in terme van ooreenstemming of afwyking. Vir myself was dit nou eintlik die groot toets van die proefloopie om te sien, aan die een kant het ons data en aan die ander kant het ons gekyk na kaarte. Ons het dan ook nog gekyk na die afwykings en die orde van afwykings vir hierdie data wat dan nou opgesom is. So dit wat Kainog besluit het om te doen is om fisies betrokke te raak in werklike lokaliteite wat redelik intensief gemonster is en dan die data te vergelyk ten doel om dan 'n evaluasie te kan maak. Wat was die evaluasie op die ou einde? Wat was julle bevindinge? Ek kan daarna toe jou antwoord deur te sê, die toetse wat ons heel eers gedoen het, was dat die konvensionele benadering het ons ontleed in terme van Brei 1 vir P, ammoniumacetaat, is gebruik vir kalium, kalsium, magnesium, natrium. Kalsiumfosfaat
vir swaal en dis terloops die enigste norm in Suid-Afrika wat gepubliseer is in die joernaal is volgens die kalsiumfosfaat uitwasmiddel. Dan is DTPA metode gebruik vir mikroelemente en die warmwater verboor. En dan is al die elemente ook volgens Milieu 3 ontleed. Die ontledings van die derde lokaliteit naby Frankfurt is ook gebruik vir kalium, kalsium, magnesium en natrium, maar sonder die beskikbaarheid van presisiekaarte. Vir die evaluering van al die elemente is data per lokaliteit en element met mekaar in 'n regressie tussen Milieu 3 en konvensioneel vergelyk. Nou, wat ons gedoen het, wat ek dink baie belangrik is in so 'n ding, is dat vergelykings is gemaak tussen die verskille van ontledingswaardes asook die verhoudings tot mekaar, en dan is die hellings wat gevind is in hierdie regressies, is volgens 'n metode, baie unieke metode van Draper en Smit, is die hellings met mekaar vergelyk om te sien of dit ooreenstem of nie, met ander woorde statisties van mekaar verskil of nie, en dit is die groot slaggat vir almal wat omskakelings wil doen, want volgens die bepaling van Draper en Smit, die oomblik as twee hellings, met ander woorde die helling per lokaliteit, as dit statisties van mekaar verskil, beteken dit dat die data van daai twee lokaliteite nie gepool kan word nie. Dit beteken jy een lokaliteit kan 'n goeie regressie gee, en jy kan dalk daar 'n omskakeling doen, maar hellings wat verskil van mekaar kan nie gepool word nie, en dit gaan oor die grond se karakter. Die afgeleide waardes vir Milieu is dan ook nou vergelyk met die van konvensionele waardes. En dan jou vraag was, wat was ons bevinding? Die resultate is baie lank, maar ek gaan probeer om dit korter op te som en net vinnig deur te gaan. Nou gegee die Amerikaanse inligting dat grond-pH invloed kan hê op ontledingswaardes, asook dit wat Dr. Guy Thibault soos in die eerste potgooi genoem, gewys het dat die tussenkoms van kalsium 'n groot variasie veroorsaak het in die uitwaswaarde van Milieu 3 in terme van fosfaat, is heel eers gekyk na hoe die lokaliteite met mekaar vergelyk in terme van pH en dan die tekstuur. En opsommend is gevind dat die pH-reeks oor die lokaliteite redelik goed met mekaar ooreenstem, asook dan die skepdigtheid van die grond. So, dit is nie uiteenlopend totaal in terme van pH en tekstuur nie. Nou, wat baie interessant is vir myself, was die R-kwadraatwaardes wat verkry is by die regressies. Nou heel net eers om te verduidelik wat 'n R-kwadraatwaarde is, en dit is 'n statistiese waarde, en die korrekte definisie gaan wees, dit verklaar die variasie wat in hierdie regressievergelyking vasgevang word. Met ander woorde, daar lê punte, en jy kry 'n lyn baie mooi deur al die punte getrek, en dan sê R-kwadraatwaarde 100%, wat sê dat daardie lyn uitstekend pas. Hy pas 100%, hy verklaar al die variasie wat op daardie regressie dan nou is. En dan hoe swakker jou R-kwadraatwaarde, natuurlik, hoe swakker verklaar dit die variasie. Met ander woorde, baie rof en grof en leuke taal vertaal, kan 'n mens sê, dan sit onakkuraat, alhoewel die statistiek mense nie met die term sal saamstem nie, maar net in leuke taal. In totaal was daar 26 grafieke getrek, korrelasies gedoen. En die interessant hiervan is dat 5 van hierdie R-kwadraatwaardes was baie goed, wat beteken groter as 90%. 6 gevalle was die waarde net goed, 80 tot 90%. In 6 gevalle was die waardes matig goed, 60 tot 80%. In 1 geval matig swak, 40 tot 60%. 2 gevalle was dit swak, 20 tot 40%, en weer eens vir 6 gevalle was dit baie swak, minder as 20%. Wat verder gesien is dat al die Milieu 3 ontledingswaardes vir fosfaat en vir mikroelemente groter is as die konvensionele waardes. In daai geval waar daar 'n lyne getrek is, het die Milieu 3 waardes gemaklik bo die konvensionele waardes op die grafieke gelê. Vir die oorblywende makroelemente, naamlik kalium, kalsium, magnesium, natrium en swaal, was Milieu 3 waardes wisselend, groter, kleiner of gelyk aan die konvensionele waardes. Hierdie tendens is kommerwekkend, aangesien die rede hiervoor nie duidelik is nie. Soos genoem alreeds is die pH van die Milieu 3 uitwasmiddel laag, naamlik 2,5, teenoor 'n neutrale waarde van 7 vir ammoniumacetaat uitwasmiddel. Die verwagting is dus dat al die Milieu waardes eintlik groter as die ammoniumacetaat waardes moes gewees het, en dis hoekom dit nogal verwarrend is.
Die totale aantal datapunte vir kalium, kalsium, magnesium, natrium en swaal is 887. Melieg 3 het in 74% van die data groter as die konvensioneel ontleed, in 24% kleiner as die konvensioneel en in 2% van die gevalle presies dieselfde as die konvensioneel. Ons het dan ook in hierdie studie, in 'n verslag wat opgestel is oor hierdie studie, tussen die Melieg 3 en die konvensionele waardes, het ek ook radargrafieke gebruik om visuele idee te kry hoe die data varieer van mekaar. Indien daar 'n vaste patroon was tussen die data, die orde van verskil konstant was, behoort jy dan al 'n tipe van 'n ronde grafiek te kry, 'n ronde radarverspreiding, maar indien die verskille tussen die waardes wisselvallig is, dan kry jy mense stervormige grafiek. So vir elke element is daar so 'n grafiek getrek om te sien hoe die wisselvalligheid lyk. En dan die interessante wat vir my die hoogtepunt van die evaluering was, is dat daar 22 presisiekaarte beskikbaar is vir die vergelyking tussen die konvensionele en Melieg 3 vir die elemente, waarvan 17 van hierdie kaarte as swak vergelykend beskou word en 5 as redelik vergelykend. So wat dit sê is dat as 'n produsent gebruik maak van konvensionele benadering, is daar 'n baie goeie kans dat die kaarte wat hy kry, die prentjies wat hy gaan sien op die einde, gaan verskil van indien hy dit volgens Melieg gedoen het. Wat beteken eintlik wat ons die hele tyd vir mekaar sê, is daar kan dan verskillende hoeveelhede bemesting en bekalking betrokke wees. Met meer as 100 jaar se innovasie en kundigheid stap Kainog Fertilizer die pad saam met boere om deur doeltreffende voedingsstoftoediening, opbrengs en winsgewendheid te verhoog. Kainog se span landboukundiges ontwerp 'n pasgemaakte plantvoeding en grondgesondheidsprogram vir jou plaas. Moenie tevrede wees met gemiddelde resultate nie. Kies Kainog vir buitengewone kundigheid en beproefde produkte. Skakel 011 317 2000 of besoek kainog.co.za. Is ek reg om te sê dit voel asof die Melieg bietjie meer uitlopende resultate het? Dit voel asof dit nie altyd regtig verbind is met mekaar nie, korrek? Veral as mense dit vergelyk met die konvensionele resultate. Ja, dit is so. Die feit dat dit soms groter waardes lewer as die konvensioneel en soms kleiner en soms dieselfde waardes, dit is baie verwarrend. Dit laat baie twyfel bestaan of dit regtig moontlik gaan wees om een waarde van die ander te kan aflei. In my kop, my logika sê dit gaan baie moeilik wees om dit reg te kry. Behalwe dalk indien gronde in groepe gedeel kan word en dat daar dalk per groepsverband ooreenkoms gevind kan word. Chris, die vraag is natuurlik of produsente finansiëel sal baat daarbey om die ou en betroubare ekstraksies, oftewel uitwasmiddels, te gebruik as basis vir bemestingsvoorstelle, of eerder met die nuwe Melieg 3 benadering moet gaan. En daar's natuurlik insette, opbrengs, uitkoms, rendement, al hierdie aspekte is ter sprake, en soos jy self genoem het, potensieel groot bedrae. Wat is jou aanbeveling? Dit is my mening is ja, die produsent sal baat deur die konvensionele te volg, en ja, daar is slaggate met die gebruik van Melieg 3. Ons kom terug na dit wat ons al in die begin gesê het, is dat 'n norme vir die konvensionele benadering, naamlik ammoniumacetaat vir die katione, is redelik bekend, plus die uitwasmiddel het 'n pH van 7, wat meer stabiliteit behoort te lewer wanneer elemente uit die grond uitgewas word. Indien 'n norm bekend is, kan die tekort wat bestaan in terme van die behaling van 'n realistiese opbrengs net meer akkuraat bepaal word en daar's net minder van in aanhalingstekens wonder of ek reg is. Norme vir Melieg 3 bestaan nie en alles wat vanaf die ontledingswaarde tot by die kunsmisaanbeveling uitgevoer word, is onseker en selfs 'n raai. Omskakeling van konvensionele norme na waardes vir Melieg 3 kan onbetroubaar wees. Indien die adviseur wat voor u as die produsent gaan sit, vasglo dat dit die regte roete is om te volg,
Vra dan vir die adviseur vir die Suid-Afrikaans gepubliseerde norme. Amerikaanse norme gaan heel waarskynlik nie werk nie, soos ons nou alreeds voorgehou het in die geval van wat Susan Shiner gesê het ten opsigte van boor. En dan ook wat gedurende die afgelope klompie jare is hier en daar baie opportunistiese kalkaanbevelings op plekke gesien. Aan die einde van die dag geld die beginsel nog steeds dat daar bekalk behoort te word waar dit suur is, maar net dit wat nodig is, en dit is nie nodig om te veel toe te dien nie. So, ek dink produsente behoort baie versigtig hierna te kyk en baie mooi daaroor te dink alvorens hulle besluit te maak. Hoe kyk boere na die twee metodes en wat moet hulle in ag neem met hulle besluitneming? Volgens my mening is produsente meerendeels dink ek in 'n moeilike posisie en ek dink nie hulle is altyd bewus van die moontlike finansiële gevare van 'n uitwasmiddel sonder 'n norm nie, asook die problematiek rondom normomskakeling nie. Produsente normaalweg vertrou die mense wat voor hulle sit en maak sodoende keuses wat hulle nie noodwendig gaan bevoordeel nie. En in hierdie hele gesprek is die woorde van McKibben in sy 2012 gepubliseerde boek vir my baie ontnigterend, maar ook baie helder en duidelik, naamlik dat die beweging na Melieg 3 nie noodwendig in die beste belang van grondanalises is nie, maar wel beter by laboratoriums vir grondtoetse pas, wat eintlik vir ons sê, dit gaan oor arbeid, dit gaan oor goedkoper, kostebesparing, daar's dalk 'n besparing aan die laboratorium se kant en om daai rede kan die diens, as ek dit so kan noem, goedkoper aan die produsent gebied word. As Kai nog, wat is julle raad aan boere oor grondontledings en hoekom sê julle dit? Er is eerstens, in hierdie hele bespreking kan elke produsent self besluit wat hom van die oorsig te dink, maar Kai nog se siening bly dat die konvensionele benadering meer fundamentele sekerheid bied, wat deurtrek tot op bemestingsaanbevelingsvlak, asook die toediening van kalk en gips, en dan ook rendement vir die produsent. Die finale gevolgtrekking is dat produsente versigtig moet kies tussen 'n effens hoër grondontledingskoste vir die konvensionele benadering, geassosieer met meer betroubare interpretasies, wat deurvloei na moontlike meer geldbesparende bemestingsaanbevelings, versus die goedkoper grondontledingskoste van Melieg 3 met heel moontlike onsekere interpretasie en onnodige spandering. Die produsent spandeer groot bedrag geld op die bepaling van die orde van kunsmis en kalk en gipsinsette. Om daardie rede is my mening dat die produsent moet seker maak dat die persoon wat voor hom sit ten minste geregistreer is by die Raad van Natuurwetenskaplikes. Daar is 'n webblad wat die produsent enige mens kan heen gaan om vas te stel of iemand geregistreer is. Wat belangrik is om te weet is dat lidmaatskap of registrasie by die Raad van Natuurwetenskaplikes is nie 'n sogenaamde nice to have nie, maar dit is 'n wetlike vereiste. Verder kan u as produsent verskillende maatskappye kontak voor die tyd en uitklaring kry oor hulle standpunt omtrent uitwasmiddels. En dan die laaste voorstel aan die produsent is dalk om net direk aan te dring op die konvensionele metodes en nie noodwendig in 'n redenasie betrokke te raak, wat hy nie noodwendig op dieselfde vlak kan redeneer met 'n adviseur nie. Chris, kan jy gou vir ons daai webwerf gee waar produsente net kan seker maak dat die mense met wie hulle werk wel geregistreer is? Chris, ja, seker. Daar's twee maniere om daarby uit te kom. Die Raad van Natuurwetenskaplikes se Engelse afkorting is SACNASP. Met ander woorde, dit is SACNASP. So 'n produsent kan dit net direk intik en dan soek daarna en in die inligting wat verskyn, daar gaan 'n opsie wees om wetenskaplikes te verifieer of die direkte skakel soontoe gaan wees https //vorentoe-streepie www.sacnasp.org.za en dan scientists. Dan vat hy jou direk tot waar jy 'n persoon se naam moet intik. Dr. Chris Schmidt, senior grondkundige by Kainoch Kunsmis, baie dankie vir jou tyd en vir 'n baie insiggewende gesprek waar hy vir boere en produsente en grondkundiges waarsku dat daar wel vraagtekens is om die gebruik van die Melieg 3
grondmonsterneming in vergelyking met die konvensionele grondmonsterneming. Baie dankie vir jou tyd. Hierdie was nog 'n aflewering van Wat 'n Boer moet weet. Hierdie episode is met trots geborg deur Kainog Fertilizer.